is iets merkwaardig aan 'n mens wat jou naam ken. Nie net herken nie, ken. In 'n wêreld waar ons deesdae maklik profiele en gesigte verbyrol, is dit amper ontwrigtend wanneer iemand jou regtig raak sien en sê, ek het aan jou gedink. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nuut hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Ons onderskat hoe diep hierdie eenvoudige ervaring werk, want om by die naam geken te word, skep 'n gevoel van behoort wat nie maklik met programme, platforms of selfs goeie bedoelings vervang kan word nie. Jesus skryf homself in Johannes 10 as 'n herder wat sy skape by die naam roep. Dis 'n intieme beeld. Hy sê nie hy lei 'n skare van anonieme mense nie, hy lei mense wat hy ken, en die implikasie is dat die gemeenskap rondom hom ook 'n plek word waar mense nie net deel is van 'n massa nie, maar van 'n familie. In die vroeë kerk het dit prakties gelyk. Mense wat mekaar se stories geken het, mekaar se laste gedra het en mekaar se vreugdes gevier het. Dis nie net 'n teologiese idee nie. Dis 'n ervaringswerklikheid. Jy kon daar instap en iemand sou weet wie jy is. En wat my opval in baie moderne geloofsverhale is hoe maklik mense ongesiens kan raak. Jy kan in 'n vertrek vol mense wees en steeds voel, niemand weet regtig hoe dit met jou gaan nie. Jy kan week na week opdaag en tog onopgemerk verdwyn. En wanneer 'n mens onopgemerk verdwyn, vind daar 'n subtiele skuif plaas. Jy begin dink jou teenwoordigheid maak nie saak nie. Jy begin glo dat jou storie nie werklik deel is van die groter storie nie. Maar wanneer iemand jou naam onthou, wanneer iemand jou vra hoe dit gaan en regtig wil hoor, verander iets in jou. Jy begin onthou dat jy nie net 'n deelnemer is nie, maar 'n lid van 'n liggaam. Daar is 'n rede waarom mense floreer in omgewings waar hulle geken word. Dis nie net 'n emosionele behoefte nie. Dis 'n geestelike een. Geloof groei vinniger en dieper in ruimtes waar mense nie net idees deel nie, maar mekaar ken. Waar iemand kan sê, ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, of ek weet dit was vir jou 'n groot week. En daardie oomblikke word geloof konkreet. Dit word tasbaar. Dit beweeg van abstrakte oortuiging na 'n gedeelde lewe. Nou by SA Gemeente praat ons oor die nommer 1 netwerk vir jou lewe, daar waar jy bly werk en speel. Die hart daarvan is nie bloot aktiwiteite nie, maar mense wat mekaar ken. Want wanneer jou naam onthou word, wanneer jou storie ruimte kry, word geloof iets wat jy nie alleen hoef te dra nie. Dit word iets wat in 'n gemeenskap leef, en miskien is dit een van die grootste geskenke wat 'n mens kan ervaar, om in 'n wêreld vol geraas 'n plek te hê waar jou naam nie net op 'n lys is nie, maar in iemand se hart. Want in daardie soort ruimte word dit makliker om te glo dat God jou ook by die naam ken en roep, soos wat Jesaja 43 vir ons sê, en dat jy nie alleen op hierdie pad hoef te stap nie. Ek nooi jou om te kom doen in SA Gemeente. Ek nooi jou om deel van 'n groeigroep te word as jy nog nie is nie, want ons wil jou behoorlik leer ken, en ons sal vir jou goed wees. Tot môre, mooi loop.